Goeiemôre of goeiemiddag of goeienaand as jy hierdie video 'n bietjie later kyk. Ons is die afgelope ruk is ons besig met 'n gebedsweek en dit gaan daaroor dat ons onsself wil belyn met wat die Here wil in ons doen en deur ons doen. En ons is ook besig met 'n reeks met die naam Tetelestai. Wat beteken dit is volbring. En die woord Tetelestai is eintlik dat daar soveel wat dit verander in ons en die manier wat ons dink, die manier wat ons kyk na die lewe, ons uitkyk om werklik te verstaan wat Tetelestai vir ons beteken is. Daar's regtig so baie, ons kan nie dieselfde wees as ons werklik verstaan wat daai woord beteken nie. Maar waarop ek spesifiek wil fokus vanoggend is een van die mooiste dinge wat dit vir ons beteken, is dat die Here nie klaar is met ons nie. Die Here wel nog steeds 'n plan het vir ons lewens en om deur ons lewens iets te doen. As ons die Here het ons te lief gehad om net te los waar ons was, maar die Here wil iets moois uit ons lewens uitmaak. En daai mooi wat hy wil bring uit ons lewens uit is om ons meer gelykvormig te maak aan die beeld van sy seun, om gelykvormig te maak aan die beeld van sy seun. In Romeine 8 vers 28 tot 29 is dit die mooi gedeelte wat sê ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En dis die werk wat die Here deur en in ons wil doen, is om ons gelykvormig te maak aan die beeld van sy seun. Die Here wil iets moois uit ons lewens uitmaak, nie net los waar ons was nie. Nou, seker een van die mooiste stories wat ek gehoor het, wat gaan oor hierdie proses, oor hoe die Here dit doen in ons lewens, is 'n storie wat ek eintlik baie onlangs ook gelees het, en dit gaan oor hierdie dame wat in 'n Bybelstudie was, waar hulle deur Maleagi 3 vers 3, of Maleagi gelees het, en daar's toe hierdie gedeelte, in Maleagi 3 vers 3, wat haar aandag toe vang in hierdie Bybelstudie, wat sê hy sal gaan sit as iemand wat silwer smelt en suiwer. En sy raak toe baie nuuskierig oor hoe maak 'n silwersmid silwer suiwer, en sy gaan toe na die plaaslike silwersmid toe en vra toe as hy net kan sit en bysit en dat hy net vir haar kan verduidelik hoe werk hierdie proses wanneer hy silwer suiwer maak. En in elk geval, hulle sit toe en hierdie silwersmid vat toe hierdie stuk silwer en hy druk dit toe in die warmste gedeelte van die vuur, en hy verduidelik toe vir haar dat hierdie gedeelte van silwer suiwer maak is 'n baie is 'n gedeelte wat baie besorgdheid nodig het, en baie aandag nodig het, want as hy hierdie silwer te vinnig uithaal of te laat uithaal, is hierdie hele silwer vernietig. En hierdie dame vra toe vir hom, maar wanneer weet jy wanneer hierdie silwer reg is, gereed is om uit te haal? En hy glimlag toe en hy sê, hy weet hierdie silwer is gereed sodra hy sy refleksie in hierdie silwer kan sien. En dis vir my so 'n mooi storie, en dis presies wat die Here in ons lewens wil doen. En in hierdie kwartaal wil die Here, elke kwartaal eintlik, wil die Here ons meer en meer gelykvormig maak aan sy seun. Hierdie mooi proses waar hy iets moois binne ons wil maak. En hy wil sy refleksie in ons sien. En hierdie proses beskryf dit so mooi oor hoe die Here dit doen. Daar's hierdie nabyheid, hierdie besorgdheid wat hy het wanneer hierdie proses aan die gang is. Altyd naby en altyd met ons in daai proses, en sy oog is gefokus op ons op daai oomblik met regtig waar besorgdheid. En hy het 'n doel agter wanneer hy dit doen, om ons suiwer te maak, om sy refleksie in ons te sien. En dit is eintlik so 'n mooi gedeelte. En my gebed is vir hierdie kwartaal is dat ons kan kies om werklik waar ons net oor te gee aan die Here se proses, om hierdie iets moois in ons te vorm, en dat ons kan vertrou dat hy hierdie besorgde aandag het in hierdie proses wat hy neem ons te vorm en iets moois uit ons uit te maak.
en ek wil julle net ook hartlik uitnooi na ons gebedsaand môreaand om 6:00 of 7:00. Ons nooi jou gerus na die gebedsaand toe. Ons hoop ons sien jou daar. Mooi week vir jou.